Dag sê, welkom by vandag se oordeenking. As ons deur diep waters of swaar beproewings gaan, is ons natuurlike instink dikwels om onsself van die wêreld af te sonder. Ons dink miskien ons is 'n las vir ander, of ons voel te skaam, te seer of eenvoudig te moeg om te verduidelik waardeur ons gaan. Dit is presies hier waar die meeste mense in Satan se struik trap, want as jy jouself isoleer, dan kan hy jou makliker aanval en oorwin. Maar ons tema vandag herinner ons aan die lewensbelangrike waarheid, moenie in isolasie worstel nie. Reik uit na die Christelike gemeenskap en laat ander toe om jou te dra deur gebed en praktiese hulp. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Prediker 4 vers 9 tot 10, wat soos volg lees. 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeite. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Wanneer 'n krisis of pyn ons tref, voel dit soms baie makliker om die deure van ons hart en ons huis te sluit. Maar geestelike en emosionele isolasie is een van die vyand se doeltreffendste wapens. In die donkerte van eensaamheid word ons vrese al hoe groter, ons twyfel neem toe en ons hoop kwyn weg. Die waarheid is dat God ons nooit geskep het om die swaar gewig van hierdie gebroke wêreld alleen te dra nie. Hy het immers vir ons 'n geestelike familie gegee. Dit verg dikwels baie meer moed om hulp te vra as om in stilte sterk te probeer wees. Dit is egter 'n heilige teken van nederigheid om te erken, ek kry swaar, ek het vandag gebed nodig. Ek kort dalk net iemand om by my te sit. Dit is juis in die oomblikke van uiterste swakheid waar die krag en skoonheid van die ware kerk sigbaar word. Wanneer jy toelaat dat broers en susters in die geloof jou intieme laste dra, gee jy hulle die kosbare geleentheid om die liefde en hande van Jesus prakties uit te leef. As jou eie hande te swaar word om te bid en jou eie geloof wankel, laat ander se intieme gebede jou optel, presies soos Aaron en Hur vir Moses se hande tydens die geveg omhoog gehou het, sodat die oorwinning behaal kon word. Hier is 'n skriftuurlike feit om jouself aan te herinner. Jy is nie 'n alleenstaande eiland nie, maar 'n lewende lid van Christus se liggaam. In Galasiërs 6 vers 2 beveel God se woord ons pertinent, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Om gehelp te word is nie 'n teken van mislukking nie. Dit is 'n kerk wat presies funksioneer soos wat die Here dit in die begin beplan het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my nooit as 'n weeskind agterlaat in my beproewings nie. Here, wanneer ek swaar trek en die versoeking groot is om myself van almal af te sonder, gee my asseblief die moed om my hart oop te maak en uit te reik na my geestelike familie. Verwyder asseblief enige trots, skande of onnodige vrees wat my in isolasie terughou. Stuur vandag medegelowiges oor my pad, wat my arms deur gebed en praktiese liefde omhoog kan hou. En Here, help my om my oë oop te hou, sodat ek iemand anders se las kan help dra wanneer ek weer sterk is. Ek bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.